Goeie liewe môre, goeie môre Word Collective, goeie môre familie en vriende, en ek weet wanneer 'n mens lewendig gaan op sosiale media, praat jy met familie en vriende, veral as jy nog lewendig gaan op 'n nuwe platform en waar ons nie begin en nie aan die gang kom, en ek wil werklik jou kom bemoedig in hierdie oggend en vir jou kom sê welkom. Welkom hier by ons. Dis vir my so groot voorreg om saam met jou te kan kuier, en ek vertrou dat jy jou geliefde swaard saamgebring het. Oeps, daai swaard onderste bo. Jou geliefde swaard saamgebring het, dat jy saam met ons gaan kuier in hierdie oggend, en dat jy uitsien daarna om saam met ons te kuier. Want ons sien uit daarna om saam met jou te kuier. En welkom aan elke persoon. Ek sien ek is lewendig. Daar's mense wat sê duimpie, ons is lewendig. Baie dankie. Gesels gerus met ons in die chat funksie op Facebook, en ons wil graag met jou gesels, want as ons by die kerk deurgestaan het vanoggend, het jou hand geskit en jou in die oë gekyk, en ons kom met mekaar 'n woord of twee deel, maar ons is aanlyn, en hoeveel keer het ons dit al so aanlyn gedoen, maar dit is die eerste keer wat ons dit doen as aanlyn kerk in Word Collective, en dis vir my so groot voorreg, en in die voorbereiding in hierdie oggend om saam met jou te kom sit in die tyd, die pad wat die Here my gevat het met hierdie woord, wat ons eerste woord is as Word Collective, was vir my nogal 'n spesiale pad, 'n spesiale stap. Die Engelse woord is so mooi, hy praat van journey, en dit is so voorreg om met jou te kan saamkuier en net te kan sê ons wil indruk by die woord vandag, so erns maak met die woord vandag. Is jy ernstig oor die woord van God? Is jy ernstig in jou hart? Is jy ernstig met die woord waar jy woon, waar jy werk? Is jy ernstig oor die woord van die Here? Of is dit sommer net iets wat ons is, omdat ons nie iets anders is nie? En ek wil vanoggend met jou kom gesels daaroor, en ons titel wat ons vanoggend oor gaan gesels is op soek na die koninkryk. Op soek na die koninkryk, disippelskap in aksie. Want as ek en jy soek na die koninkryk van God, as ons op soek is om in te druk, om te verstaan dat ons lewe in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie, ons lewe in die koninkryk van God. As ek en jy dit wil verstaan, en as ons dit wil lewe, en as ons dit wil vat, dan moet ons weet dat in ons soeke na die koninkryk van God is disippelskap in aksie die manier om daarby uit te kom. Disippelskap in aksie. En ons weet, Jesus Christus het ons die groot opdrag gegee om te gaan disippels maak, en elke persoon wat 'n disipel is van Jesus, wat 'n volgeling is van Jesus Christus, is veronderstel om te gaan disippels maak. En so is dit vir my en jou 'n voorreg om te kan deel wees van disippelskap, deel wees van om mense te gaan vertel van die evangelie, en uit te reik na mense toe, om die boldness in jouself op te bou, om met iemand te praat oor die evangelie van Christus, om die krag in jouself bymekaar te skraap, wanneer ek my verstand kan ondergeskik maak aan dit wat my gees my dring om te doen. Want my gees dring my om te doen, maar my verstand vertel vir my dat ek nie goed genoeg is nie. My verstand vertel vir my dat ek dit nie gaan maak nie. My verstand vertel my dat ek dit nie behoort te probeer nie. Maar die belangrike ding is vir my en jou om in hierdie journey, in hierdie stap, in hierdie lewe wat ons leef, op pad, op soek na die koninkryk van God, om te weet dat disippelskap in aksie is die manier. Disippelskap in aksie is die manier. Disippelskap in aksie is die manier hoe ek dit uitgedra kry. Disippelskap in aksie is die manier hoe ek dit gesê kry, hoe ek dit gedoen kry, hoe ek dit geaksie kry, hoe ek dit in lewe roep, hoe ek lewendig word met dit, is disippelskap in aksie. En dis vir my en jou so belangrik, en dis vir my 'n voorreg om met jou te kom gesels daaroor in hierdie eerste Word Collective tyd saam op 'n Sondagoggend in die woord. Maar kom ons hou op gesels, en ons raak net ernstig, en ons gaan in gebed in. En ek wil werklik kom bid dat
dat die Heilige Gees in hierdie oggend jou sal kom aanraak wanneer ons nou saam bid. Dat die Heilige Gees in hierdie oggend vir jou daar sal wees wanneer ons saam bid. Dat die Heilige Gees sal kom indruk vir jou, namens jou, saam met jou, deur jou, as gevolg van jou. Dat die Heilige Gees sal kom indruk, dat ek en jy sal weet dat God is die antwoord. Om in hierdie koninkryk in te lewe is bloot disippelskap in aksie. Om in die koninkryk van God in te lewe is disippelskap in aksie. Wat 'n voorreg. Kom ons bid saam en ons gee net eer aan die Here en ons sê vir hom dankie vir die voorreg dat ons so kan saam bid, net kan kom saam wees en kan kom stil wees voor die lewende God. Net kan kom stil raak en kan kom sê, Here, dankie vir die voorreg. Here, dankie vir die voorreg. Here, dankie vir die voorreg. Heilige Gees, Heilige Gees, U is so welkom. Dankie Here vir die rustigheid wat oor ons elkeen spoel. Dankie Here vir die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat nou van ons besit neem. Dankie Here dat ons net kan stil wees, kan rustig raak voor die lewende God. Here, ons kom bid 'n diepe afhanklikheid van U as God die Vader. 'n diepe afhanklikheid aan U as God, Skepper God. 'n diepe afhanklikheid van die kruis. Here, 'n prys wat reeds ten volle betaal is. En daarom, Here, wil ons kom en ons wil kom gesels daaroor, ons wil kom praat daaroor, ons wil mense kom vertel van die wonderwerk van die kruis wat Jesus Christus vir elkeen van ons gedoen het. Dankie Here. Dankie dat ons nou net by U kan kom indruk. Dankie Heilige Gees. Dankie Here. Dankie dat dit die salwing is wat alle juke breek. Dankie dat dit die salwing is wat die juke breek. Here, nou waar ons kom en in hierdie gebed kom ingee na U, as ons lof besing tot U. U naam groot maak. Here, Jehovah Nissi, God ons banier. Shalom, ons geneesheer. Here, dankie dat ons met U kan kom indruk as ons geneesheer. Dankie dat ons in hierdie oggend so kan stil word en net kan toelaat dat ons oorspoel word deur U Gees. Net kan toelaat dat ons oorspoel word deur U Gees. Here, nou kom ons en ons gee dit wat ons in hierdie week gedoen het. Dit wat ons bereik het, dit wat ons nie bereik het nie. Here, daar waar ons tekort geskiet het, daar waar ons meer as genoeg gekry het. Here, ons kom net en ons kom gee hierdie week in na U toe. As 'n lofoffer na U as ons lewende God. En ons sê, Here, dankie. Dankie vir hierdie week waarin ons kon werk en kon doen. Kon impakteer. Kon inspreek in mense se lewens. Dankie Here dat ons nou dit kan teruggee na U toe. Kan sê, Here, ons bid dat dit 'n welriekende lofoffer tot U sal wees. En Here, waar ons volgende tyd in die woord gaan saam spandeer, wil ons kom en in die geestemensie wil ons kom sê, Here, ons skep van U wonderbare Godheid. Ons skep van U inwonende Godheid, Jesus Christus as die Heilige Gees. Ons skep in hierdie oggend, sodat ons gereed is vir 'n week van impak maak. Here, ons bid dat ons gebed tot U in hierdie oggend vir U 'n welriekende lofoffer is. Geef vir U die eer. Here, maar nou wil ons stil raak en
net bietjie tyd in die woord kom spandeer. Tyd kom saam spandeer in die woord. Deur die woord stap. Heilige Gees, vaardig oor ons. Vaardig oor elke persoon wat hoor, Here, dat hulle so sal hoor, soos wat U hulle ontmoet daar waar hulle is op hierdie oomblik. Here, geen fokus op 'n mens nie, maar fokus op U. Dankie dat ons kan terugleun op die goedheid van die lewende God. Bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Wel, het is lekker om saam met jou te kuier. Het is lekker om vir jou te sê goeiemôre. En het is lekker om net te kom saam bid en net te kom indruk in die woord en net te kan kom sê, ons kuier saam in hierdie oggend. Ons kuier saam in hierdie oggend en ons is op soek na hierdie koninkryk. Ons is op soek om in te stap, want ons weet, ons is van die koninkryk van God. Maar ons probleem is, nie dat ons dit nie glo nie. Ons probleem is nie dat ons God se stem hoor nie. Ons probleem is dat ons soveel ander stemme hoor, wat ons toelaat om ons te impakteer, in daar waar ons stap, en daar waar ons is. En daarom wil ons net kom en kom sê, dankie Here, dat hierdie een is wat ons lei, dat hierdie een is wat ons rig. Maar ek wil vanoggend se woord begin oor soek die koninkryk, en om dit te soek, beteken dit, ons het disippelskap in aksie. Ek wil hierdie woord begin in hierdie oggend, en ek wil vir ons 'n paar skrifte lees, en ek wil werklik kom indruk, en vertrou dat jy saam met my hierdie skrif sal sien in hierdie oggend, en dat jy met my sal gesels rondom hierdie skrif, en dat ons hierdie skrif sal gaan, die skrifgedeeltes gaan lees, en gaan aan mekaar voeg, en gaan toelaat dat die Heilige Gees oor ons vaardig is rondom hierdie woord, dat dit nie net ek en jy is, wat probeer slim klink nie, maar dat ons toelaat dat God ons lei, dat ons die pad sal stap, van hierdie leer, ken en ervaar. En ek wil begin vanoggend met 'n skrif, en ek wil 'n skrif lees, en ek lees vir ons 'n skrif in Matteus, en ek lees Matteus 6, vers 33, want dis waar dit begin. As ek 'n woord wil bring vir iemand, as ek 'n nuwe bediening wil begin, en ek soek rigting, en ek wil weet, waartoe moet ek gaan, wat moet ek doen, wat is dit wat my gaan dring, en ja, ons het ingebid, ons het ons passie, ons het ons doel, ons weet wat ons salwing is, maar ons moet gaan, en ons moet mense gaan kry, broers en susters gaan kry, en ons moet mense gaan kry, wat tans nog nie Jesus Christus dien nie, en hulle gaan inbring, en hulle gaan vertel van die volle werk van die kruis, sodat hulle Jesus Christus sal sien as die antwoord, en sal wil indruk by Christus. En daarom wil ek begin, en hierdie skrifgie lees vir ons, as 'n ontsluit skrifgie, as 'n aanhef, tot wie ons is en wat ons doen. Wie ons is, elke persoon wat Jesus Christus aanhang as sy verlosser en saligmaker. Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word, en voor dit het hulle gepraat van al die dinge. Die skrifgie is ons gaan lees nie die stukkie voor vers 33, praat hulle van al die dinge wat ons wil hê, praat ons van ons begeertes, praat ons van die goed wat ons wil hê as mense, goed wat ons wil hê moet gebeur in die geestemensie as mense. Maar, dan sien ons, dat het begin, by soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid. En dis ons afskoppunt, dis ons plek van afskop, dis ons plek van vertrek, dis die blokke, as jy 100 meter hardloop, dan stel hulle 'n stel blokke op. Kan jy onthou, het jy atletiek gedoen op skool? Hulle stel vir jou 'n stel blokke op, en dan leer jy, dit vat tyd. Ek het die voorreg gehad om atletiek te doen, en hulle stel vir jou blokke op, sit vir jou blokke neer, maar dan gaan leer jy voor die tyd hoe om uit die blokke uit weg te spring. Want om weg te spring, soos wat jy altyd weggespring het, is anders as om weg te spring wanneer ek uit die blokke uit wegspring. Het jy al uit blokke uit weggespring, het jy al besef of ervaar
Hoeveel anders dit is wanneer jy maar net op jou een knie gaan en jou hande neersit en jou voete plant en daar gaan jy, of wanneer jy in blokke staan. Wanneer jy spikes aan het teenoor wanneer jy kaalvoet is. Ek kan nog onthou toe ek die transisie moes maak van kaalvoet na spikes toe. Dit was 'n wille dag. Maar net so wil ek dit kom vat en kom sê, maar ek en jy moet weet, wanneer ons wil indruk by die lewende God, wanneer ons wil deel wees van die gesprek met die lewende God, moet ons begin deur soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, Jesus Christus se volkome werk aan die kruis. Want daai stukkie, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, is 'n gelaaide stukkie. Want ons soek die koninkryk van God, want ons lewe in hierdie aarde, maar ons is nie van hierdie aarde nie, ons is van die koninkryk van God, want ons het Jesus Christus se volkome werk aan die kruis aanvaar as vir ons, en dit is sy geregtigheid. Dit is God se geregtigheid. Dit bring my en jou in stand voor die lewende God, om te kan staan voor die lewende God, om te kan kom bid in verootmoedigheid voor die lewende God, en net aan hom te kan ingee dit wie en wat jy is. Of ek nou hierdie week 'n goeie week en of ek 'n slegte week gehad het, of ek 'n week met groot suksesse gehad het, baie deurbrake, groot veranderinge in my getuienis, of ek 'n week gehad het sonder groot veranderinge in my getuienis, maar ek het nog steeds gedoen, ek het mense gedoen, maar ek het nie hierdie week groot veranderinge in my getuienis, groot mylpaal, groot deurbrake gehad nie, dan hou ek nie op nie. Dis nie anders wanneer ek dit ingee na God toe nie. Dis nie minder werd as ek dit ingee na hom toe nie. Ek gee dit in voorootmoedig in na die lewende God toe, as Here, dankie vir hierdie offer van hierdie week wat ek kon lewe in u koninkryk. Met u geregtigheid as my hulp. U geregtigheid, die geregtigheid wat ons ontvang deur Jesus Christus volkome werk in die kruis, die inwonende God uit die Heilige Gees. Daai geregtigheid. As ek dit kry, as ek dit ontvang, as ek in dit kan instap, al hierdie ander dinge sal vir my bygevoeg word. Al hierdie ander dinge. Dis so verootmoedigend. Dis so opbouend. Ons lees in Lukas 12 vers 31 lees ons dieselfde skriffie. Maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En ek sê weer eens, voor dit noem hulle al hierdie dinge. Ons moet net na al die dinge gaan kyk. En die belangrikheid, broer, suster, Word Collective, die belangrike is, ek en jy is op 'n pad. En ek kan werklik in diepe afhanklikheid en met groot verootmoediging voor die lewende God vir jou vanoggend sê, broer, suster, dankie dat jy saam met my op hierdie pad stap. Dankie dat ek vir jou onomwonde kan sê, ek het nog nie arriveer nie. Ek is nog nie daar nie. Ek is nog 'n werk in proses. Maar die wonderlik daarvan is, ek weet waar die genade vandaan kom. Ek weet waar die geregtigheid lê. En die geregtigheid lê nie in dit wat ek verlede week reg of verkeerd gedoen het nie. Die geregtigheid lê onomwonde vir my beskikbaar. Dis net of ek dit wil aanvaar of nie. Dis nie of ek wat gedoen het nie. Ek sê baie keer, ek hou daarvan om vroegoggend op te staan en tyd met die Here te spandeer. My dag is redelik te mekaar indien dit nie met my gebeur nie. Die na iets gebeur dat ek dit nie kan doen nie, of ek moet na 'n bediening toe gaan. Ek het 'n paar bedieninge wat ek 6 uur in die oggende na toe gaan, en dan as ek 5 uur opstaan, dan moet ek omtrent net koffie maak en klaarmaak en ry. Dan spandeer ek nie die gewone hoeveelheid tyd voor die Here voordat my dag begin nie. Ek kan dit iewers deur die dag kom spandeer enige tyd. Ek hoef dit nie vroegoggend te spandeer nie. As jy dit nie vroegoggend kon spandeer nie, dis nie hoekom ek hierdie sê nie. Jou tyd met die Here is whenever dit vir jou reg is. Ek stem saam daarmee. Maar vir my voel dit asof daar iets ontbreek. Maar dit maak nie dat my geregtigheid voor God op 'n ander vlak is, of ek dit gedoen het of nie. Ek wil hê jy moet dit hoor. Want dis waar die Here my en jou wil hê. Vry voor hom, om nie te moet doen dit wat die mense opstel, dit wat die wêreld opstel as die dingetjie nie. Die wêreld gee alles vir jou in 10 stappe, 3 stappe, 4 dit, 5, 12 dat. In God se werk dit nie so nie. In God se werk gee hy nie om oor die 12 stappe nie. Hy gee om oor die stap, aanvaar Jesus Christus as my verlosser en saligmaker, en sê, Here, maar nou wil ek in hierdie geregtigheid instap met u saam. In hierdie journey met u saam. Dankie Here vir die voorreg dat ek net saam met u kan hierdie pad stap. Ek lees vir ons 'n volgende skrif, en ek spring oor na
na 1 Petrus toe, en 1 Petrus 4 en vers 10, en na mate elkeen die genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Nou ek en jy het nou vanoggend begin met ons journey, gaan uitplot en gaan bepaal en sê, maar ek moet eers die koninkryk van God soek, en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal met my saamgevoeg word, want ons sê, ons is besig om te journey na die koninkryk van God, maar die stap soontoe is deur disipelskap. En dan is hierdie 1 Petrus 4 vers 10 so belangrik. Want dit wat ek ontvang as gevolg van hierdie geregtigheid, dit wat ek ontvang, dit wat ek inbou in myself, dit wat God toelaat vir my om te sien, die blind spots wat ek het om te kan sien in die geestelike, in my verstand, in my menswees, in my innerlike self, moet ek in die gees kan my wys na blind spots wat ek het as persoon, sodat dit my kan help dat ek op hierdie pad van disipelskap vrygestel word en myself toelaat om vry te wees op hierdie pad van disipelskap. En daarom is dit soos wat ek en jy hierdie genadegawes ontvang, die gawes ontvang om te opereer met die gees, soos wat ek en jy die genadegawes ontvang, is die sleutel op hierdie pad van disipelskap, dat ons mekaar daarmee wil bedien. Dit beteken dat jy jou buurman wil bedien met hierdie genadegawes. Dit beteken dat jy bereid is om hierdie genadegawes te gebruik om jou naaste rondom jou in jou omgewing te bereik vir Jesus Christus. Om uit te reik na mense toe en deur hierdie genadegawes vir hulle te kan bid vir gesond word, deur hierdie genadegawes vir hulle woord van kennis te kan hê, deur hierdie genadegawes in hulle lewens te kan inspreek profeties, deur hierdie genadegawes bereid is om met hulle tyd te spandeer in die woord. Want dis die pad, dis die journey waarop ek en jy is. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, en ons moet onthou, Hebreërs 12 volg op Hebreërs 11, en die Bybel het nie in hoofstukke en versies gekom nie. Dit was 'n perkamentrol, dit was 'n boekrol met die hele Hebreërs op. Maar vir my en jou om dit maklik te kan verstaan en om adresse te kan hê waartoe ons iemand kan stuur om te gaan kyk wat hulle moet gaan lees, want hulle wil nie die hele boekrol gaan lees nie, hulle wil net 'n versie gaan lees, want dis waar ons lewe vandag, ons lewe in 'n microwave society, ons wil net micro stukkies hê. Maar ons moet onthou dat Hebreërs 11 praat van wie al hierdie manne is, wat die geloofshelde is, wat staan, al hierdie geloofshelde wat ons praat hiervan as die wolk van getuienis. En daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis, en ek moet seker dan net die skrif opsit, as ek die skrif wil lees vir jou, ek maak verskoning, ek sien nou eers ek het hom nie op nie. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Net vers 2 het laat lees, as ek gesels daaroor. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. En hierdie wolk van getuienis, as ons gaan kyk na al die geloofshelde van die Ou Testament, waarvan daar gepraat word in hierdie voorafgaande hoofstuk 11, waarop hierdie volg, as ons gaan kyk na hierdie wolk van getuienis, dan sien ons getuienis van elke een van hierdie geloofshelde, wat bepaal waar hulle is op daai oomblik, wat hierdie deel geskryf is, met verwysing na waar hulle was op die oomblik, toe hulle in die Ou Testament al hierdie deurbrake, al hierdie God insprake in hulle lewe toegelaat het. Die sleutel is, hierdie wolk van getuienis, praat van hulle getuienis. En net so, ek en jy, broer, suster, is ons besig om 'n getuienis op te bou. Is ons besig om 'n getuienis op te bou wat tot eer is van die Here? Is ek en jy besig om 'n getuienis op te bou van hoe cool ons is, hoe ons dit gemaak het, hoe goed ons is, wat ons reg gekry het,
Of is ons soos hierdie geloofshelde? En party van daai geloofshelde, as ons hulle storie gaan lees, lyk hulle nie heeltemal altyd soos helde nie. Maar in die geskiedenis, in die gees, in die koninkryk van God, is hulle geloofshelde met 'n getuienis, wat 'n wolk van getuienis om hulle het. En daai getuienis is genoeg vir my en jou om te lees en by te kan indruk en God te kan sien. Met ons oë gefestig op die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, hierdie vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Dis my en jou deel, Jesus Christus, die inwonende Godheid, En ek en jy moet so versigtig wees, en ons moet werklik gaan sit en gaan sê, Here, help my dat ek ophou probeer om die skrif te verander om my te pas. Om die skrif te verander om in my in te pas. Maar Here, dat ons verstaan, dat ons mekaar in die oë kan kyk as broers en susters, Word Collective, broers, susters, dat ons mekaar in die oë kan kyk en kan sê, maar hierdie skrif wat ek en jy probeer verander en probeer skaaf en probeer indruk om in ons situasie te pas. Hierdie skrif is ingegee om jou en my te verander. En dat ons dit erken, dat ons voor mekaar kom staan en sê, Here, hierdie skrif is besig om my te verander. Here, dankie vir die voorreg dat ek kan staan en dat ek kan weet dat hierdie skrif is besig om my te verander. Dankie vir die wonderlike voorreg dat U besig is om in my in te bou. Ons het altyd op die mannekampe vir die manne gesê as hulle daar aankom, moenie worry nie, God is lief vir jou net soos wat jy is. Maar God is so lief vir jou dat hy jou nie wil los soos wat jy is nie. God is lief vir jou net soos wat jy is. Maar hy is so lief vir jou dat hy jou nie wil los soos wat jy is nie. En dis waar ons staan in die begin van 'n nuwe bediening, 'n eerste woord in die nuwe bediening. Wanneer jy ons webtuiste besoek en gaan sien wat ons op die webtuiste geskryf het, en ons het werklik ingedruk by die Here om te vind die woorde wat dit moet maak en die woorde wat dit nie moet maak op die webtuiste op nie. En ons het werklik, glo ons, gaan sit in ons hart openbaar aan God in hierdie nuwe bediening. En die woorde het gekom vanuit dit, sodat ons nie mense moet beïndruk nie, maar sodat ons gaan help, dat broers en susters gaan help bou in hierdie koninkryk van God, dat ons hierdie koninkryk van God gaan sien, want dit gaan oor hierdie koninkryk van God sien, sodat ons kan mense gaan vertel van die geregtigheid van Jesus Christus. Want daar is die sleutel vir jou en vir my om hierdie koninkryk te kan sien, is die geregtigheid in Jesus Christus. Sonder dit gaan ek die koninkryk van God nie sien nie. Ek lees vir ons 'n skrifgie in 1 Kolossense en in 1 Kolossense 2 vers 1 tot 3. Dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek ook oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Apostel Paulus wat sê, maar ek het 'n stryd oor die wat my nie gesien het nie. En toe ek hierdie lees weer en net toe ek en wel die skrif gekry het, die woord gekry het en ons begin het om hierdie bediening te formuleer en onthou dit het net nou die dag ontstaan, ons het dit nie beplan vooruit nie, dit het gebeur en ons het daar ingestap en ons was afwagtend by die Here om te hoor, gebeur dit of gebeur dit nie. En die oomblik toe ons weet dat dit gebeur, toe kry ek hierdie skrifgie so rukkie in, ons begin ontwikkel aan hierdie en bid en woorde neerskryf, toe kry ek hierdie skrifgie, en toe dink ek so, Here, maar hoe amazing is dit, Apostel Paulus, 2000 jaar terug, skryf 'n brief, en in hierdie brief praat hy met die Kolossense, asof hulle 'n aanlyn gemeente is. Het jy dit gesien toe ek dit lees? Het jy gesien toe ek dit lees? Of is dit nou net weer ek wat hierdie gesien het? Ek lag partykeer vir myself oor wat ek sien, moenie worry nie, ek vertel julle altyd, ek sien nou prentjies. Maar ek sien hierdie, want ek wil hê, ek lees dit weer, ek net op die skerm gooi, dat jy dit ook sien. Want ek wil hê dat julle moet weet
wat 'n groot stryd ek oor julle het, en oor die wat in Laodicea is, en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. En so is dit met 'n aanlyn kerk. Daar is 'n klomp wat my aangesig nie gesien het nie, maar hulle ken Jesus Christus. Hulle ervaar die Heilige Gees. Hulle ervaar 'n salwing. Ons connect in die Gees. En omdat ons in die Gees connect, het ons mekaar in die hart, het ons mekaar in die Gees, en daarom kan ons mekaar opdra. Daarom kan ons mekaar uitdra. En ek lees verder wat apostel Paulus hier sê, dat hulle harte vertroos mag word. Die wat my nog nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word. Deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus. En ek wil vir jou onomwonde kom sê, broer, suster, ek en jy het nie nodig om mekaar in die gesig te kyk, mekaar te kan hug nie. Ja, dit is lekker. Ek's 'n hugger. Die wat my ken sal weet, ek hug makliker as meeste. Ek's 'n vat raak mens. Maar dit is nie nodig dat ek aan jou in liggaam by jou moet wees en raak nie. Want ons kan mekaar opdra in die Gees. Ons kan mekaar dra in ons liefde tot alle rykdom van volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus. En dis my en jou pad, dis ons pad van disipelskap, om in hierdie koninkryk van God te opereer en in te stap, het ek 'n pad van disipelskap. Die weg is 'n pad van disipelskap, en daarom is dit vir my en jou so belangrik, om dit te kan sien. En ek lees net die laaste skrif hier, die laaste vers van 1 Kolossense 2 vers 1 tot 3, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. En daarom is dit vir my en jou belangrik om 'n pad van disipelskap te stap, om disipels te maak. Nou as jy in die navorsing gaan lees oor kerkplant en kerkplanting, ek het 'n hele verskriklike lang kursus, wille kursus gekoop en deurgewerk, 'n jaar se werk in 5 dae deurgewerk en dag en nag net gesit en dit doen. Bid, neerskryf, luister, hoor. En as ons gaan kyk na die pad van kerkplanting, dan gaan dit oor Christene. Gaan dit oor Christene wat reeds Jesus Christus ken, wat op jou pad kom, wat jy help om die koninkryk van God te sien. Om te kan vat dit wat hy aan hulle gegee het, hierdie genadegawes, en hulle dit te vat en hulle te help, om hulle te aktiveer, om dit te kan gaan gebruik, om vir mense te gaan bid en siekes sien genees, om hande op te lê en te kan sien goed gebeur, want ek verstaan dat dit nie ek is nie, maar dat God is wat die werk doen. Maar die belangrike ding is dat ons gaan disipels maak. In deel van kerkplant is om te gaan disipels maak. En deel van ons stap as Word Collective sien ons onsself al reeds as 'n kerkplant gemeente. Ons sien al klaar uit na die eerste kerk wat ons kan plant vanuit Word Collective. Ons is nog nie eers behoorlik geplant nie. Die grond is nog los. Dit is nog nie vas nie. Dit is nog nie gekompakteer nie. Daar het nog nie 100 mense om hierdie plant, hierdie boompie geloop nie. Hy is nog vars. Maar ons sien reeds in die gees dat ons 'n kerkplant, want dis ons hart. Ons wil kerkplant is die weg om te gaan. Maar om dit te kan doen, het ons disipels nodig, wat reeds disipels is, wat sê, maar ons wil kom saamstap, want ons het hierdie genadegawes, ons het hierdie, wat ons kan bydra, wat ons sal bring en sal kom doen. En daarom, Word Collective, dis nie net een persoon nie, dis 'n kollektief. En ons wil hoor, wat is dit wat God in jou hart geplant het? Ons wil jou die geleentheid gee om dit te ontwikkel, om dit te kan plant. En daarom as jy enige klein bedieningie het, of groot bediening het, nie dat die woord klein nou nie, maar as jy 'n bediening het wat nie gehak is aan 'n ander bediening nie, en jy reeds by ander, vertel ons, praat met ons, dat ons kyk of ons kan hande vat, dat ons kyk of ons kan saamwerk, want dis hoe ons die koninkryk van God gaan bou. Maar ek en jy moet by die grondbeginsel bly. Hierdie is 'n pad van disipelskap. Ons moet met mense gaan praat en disipels gaan maak. Kolossense 2 vers 5 leer ons,
Want al is ek ook na die vlees afwesig, nou apostel Paulus wat aangaan, wat sê ek is na die vlees afwesig, want ek vertel jou, dat toe ek hierdie lees, toe sien ek, maar hy het 'n aanlyn gemeente gehad. Hy het net nie Facebook en Zoom gehad om dit op te doen nie, maar hy het 'n aanlyn gemeente gehad, want hulle het hom nog nie gesien nie, en hulle het net met hom geïnterak, deur die disippels wat by hulle was, wat briewe ontvang het, en apostel Paulus het met hulle in briewe gesels. Nou hier het ek vandag nie nodig om vir jou 'n brief te stuur nie, maar ek kan met jou gesels. Maar dit voel vir my presies so, en ek sit my nie op 'n high horse nie, en ek bring nie apostel Paulus af nie. Ek vertel jou wat ek ervaar en wat ek sien. Sien jy dit saam met my? Of is ek alleen? Want al is ek ook na die vlees afwesig, en ek is by jou vandag in die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees. En ek verbly my om julle goeie orde te sien, en die vastigheid van julle geloof in Christus. En dis die belangrike deel wat ons soek. Dis die belangrike deel wat ons wil hê jy moet openbaar. Want ek is afwesig by jou. Maar in die gees is ons saam. Maar daarom kan ons mekaar wys hoe ons op hierdie pad van soek na die koninkryk, hierdie disipelskap aksies gaan uitleef saam. Ek kan dit nie doen nie. Ek en wel kan dit nie alleen doen nie. Ons kan dit doen, maar ons kan dit nie alleen doen nie. En dankie vir elkeen wat saam luister. Dankie vir elkeen wat hierdie opname gaan deel met iemand. Dankie vir elkeen wat iemand vertel hiervan. Dankie vir elkeen wat na ons Facebookblad toe gaan, Word Collective Ministries, se Facebookbladsy het nog baie min mense op, want ons is splinternuut. En ons vertrou dat die Here die mense daar sal byvoeg, waar hulle moet bykom, wanneer hulle moet bykom. Maar terug by die woord, 1 Tessalonisense. Ek lees vir ons in 1 Tessalonisense, en maak hierdie woord vir jou sin, is ek op pad met jou iewers heen in hierdie oggend, of is ek besig om met myself te gesels? Lag julle vir my prentjies wat ek sien. En dan net kyk of hierdie reg wys op die skerm. Ja, dit wys reg op die skerm. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Wees altyd deurbly. Nou as daar 'n skrifgie is wat jy kan ken en die adres kan ken, is dit daai een, want is wees altyd deurbly. Is die vers. Kan daai skrif ken. So jy het klaar vandag al 'n nuwe skrif bygeleer. Wees altyd deurbly. 1 Tessalonisense 5 vers 16. Wees altyd deurbly. Sê gou een keer saam met my. 1 Tessalonisense 5 vers 16. Wees altyd deurbly. Sê 'n nuwe vers. Vers 17. Bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. En ons het dit tweede vers 18. So bid sonder ophou. Vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En ek wil dit werklik oor jou kom spreek. En ek wil vir jou kom sê in hierdie oggend dat dis ons gebed vir elke persoon. Dat ons 'n brand in ons hart, 'n brandende hart sal kweek as plek van liefde vir God. As plek van liefde vir die Here, dat ons 'n brandende hart sal hê, dat Word Collective 'n gemeente sal wees, wat weet hoe om 'n hart na die Vader te kweek. Want niks van minderwaardigheid, al hierdie minderwaardighede wat ons afmaak tot saais, al hierdie minderwaardighede wat ons afbreek, al hierdie minderwaardighede wat maak dat ons nie die vrymoedigheid het om in te stap by iemand en te praat oor Jesus Christus nie. Al hierdie minderwaardighede kleef vas aan ons mens wees. Maar die oomblik wat ek 'n brandende hart na Jesus Christus het, 'n brandende hart na God het, hierdie brandende hart, hierdie vuur verbrand. Hierdie minderwaardigheid kleef nie aan 'n brandende hart na God nie. Dit kleef nie na 'n brandende hart vir God nie. En daarom wil ek jou kom verootmoedig dat ons as Word Collective 'n brandende hart na God kweek. Nie na 'n persoon nie, nie na 'n dogma nie na 'n sienswyse nie, maar na God, unadulterated, soos hulle in Engels sê, onvoorwaardelik op God gerig. Ek lees vir ons Hebreërs 2 vers 11 en 12. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word. God wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Daarom sê God wat heilig maak,
En ek en jy wat besig is op hierdie pad van heilig word, is een. En daarom skaam hy hom nie, om vir my en jou te sê, broeder nie. Wat 'n voorreg is dit vir my en jou. En daarom moet ons kom indruk by medebroers en susters, en sê, maar ons is op hierdie pad. En omdat ons op hierdie pad is, skaam ek my nie, om jou te kan noem, broer nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En dis wat ons nodig het op hierdie pad. Ons is op hierdie koninkrykpad van God, op pad. Ons is besig op pad. En ons is besig op hierdie pad. En ons uitdaging vir my en vir jou, en ek wil net hierdie skriffies hierso, 'n paar skriffies verbyblaai. Ons uitdaging met ons geloof is nie ons onvermoë om God se stem te hoor nie. Kan jy onthou, ek het dit vroeër gesê vanoggend? Ons probleem met ons geloof is nie ons onvermoë om God se stem te hoor nie. Ons hoor God se stem, maar ons is so onseker of ons God se stem hoor. Want die uitdaging van ons geloof is ons gewilligheid om ander stemme te hoor. En dis wat maak dat ons nie seker is of ons God se stem hoor nie. Want ons hoor soveel, want my verstand, my menswees is so gewillig om enige ander stem te hoor. Dat dit dring uit. Daar's soveel stemme wat inroep, dat dit dring uit dit wat God sê. En daarom moet ons op hierdie koninkrykpad wees, sodat ons kan sien dit wie God is. Sodat ons mekaar kan verdra en mekaar kan dra, verdra en dra. Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet ek is God. En op sulke tye kom ek en dan sit ek net by die Here en ek is regtig bevoorreg dat ek partykeer net by die Here kan stil sit. Dat ek vat 'n uur en 'n half, waarvan 'n uur en 'n half is ek seker meer as 'n uur, wat ek net hoef stil te wees by die Here. Partykeer lees ek iets, partykeer luister ek iets, partykeer dink ek iets, partykeer luister ek net worship musiek en ek's net stil by die Here. Partykeer totaal en al sonder musiek, totaal en al sonder enigiets wat inspreek tot my toe, behalwe net ek. En dan sit ek voor die Here en ek is 'n mens. My kop raak partykeer so bietjie weg. Daar kom gedagtes. Onthou, ek maak nie my kop leeg van alle gedagtes, dat my kop leeg is, sodat daar enige gees kan inkom soos wat die wêreld doen nie. Ek vul my gedagtes met God. En soos ek my gedagtes vul met God, dring dit al hierdie ander gedagtes uit. En word hierdie ander gedagtes 'n niks. En dis wat ek sien in hierdie wees stil en weet ek is God. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde. En dan kan ek net verwonderd kom stil wees voor God. En net kan kom sê, Here, dankie dat ons net kan op U vertrou. Dat ons net op U kan vertrou en net by U kan kom stil wees. 'n Interessante skriffie, ek wou nie hierdie skriffie insluit nie en ek het hom ingehaal en uitgehaal en ingehaal en uitgehaal en op die einde het ek net geweet, hierdie skriffie moet in en ek wou hom nou net weer skiep, maar ek weet die Here het gesê, ek moet hom lees. Hebreërs 13 vers 5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ons moet vry wees van geldgierigheid, want ons weet, dis nie geld wat die probleem is nie, is die liefde vir geld. Dis die liefde vir geld. Dis die liefde van geld. Dis nie geld nie. Geld is nie ons probleem nie. Dis ons liefde vir geld, die geldgierigheid. En dis so belangrik dat ek en jy weet dat ons moet buite dit staan. En ons wil werklik die Here vertrou in Word Collective. Dat dit nie ons fokus sal wees. Dat dit nie ons main purpose en fokus sal wees nie. Maar dat ons sal soek na die koninkryk. En dat ons sal weet, om te soek na die koninkryk van God, vat ons op 'n pad van disippelskap in aksie. Niemand sal voor jou kan standhou al die dae van jou lewe nie. En wanneer ons gaan lees, en ek weet, ons lees so baie keer beloftes in die Ou Testament, en ons lees hierdie beloftes, en dan die ouens wat nie glo nie, die ouens wat nog nie verstaan wat God aan ons gebou het, en waar God ons geplaas het,
om 'n verskil te maak nie. Hulle wil altyd met jou kom argumenteer en vir jou sê, nee, maar jy kan nie net 'n belofte uit die Ou Testament vat, 'n belofte, 'n versie vat en sê, dis nou jou versie en daarop staan en dit vir die Here teruggee en sê, Here, maar U het gesê, U woord sal nie terugkeer na U toe nie. Ek gee nou hierdie woord wat U gestuur het, gee ek terug na U toe, want U sê dit sal nie leeg na U toe terugkeer nie. Dan sê hulle, nee, jy kan nie, jy moet konteks verstaan, jy moet eers die 5 boeke voor het gaan lees en daai boek gaan lees, en dan moet jy verstaan hoe die mense van daai tyd gelewe het en al daai, as jy dit nie het nie, kan jy, nee, dis nie wat Jesus Christus gedoen het nie. Ek doen wat Jesus Christus doen. Hy sê hy doen net wat hy die Vader sien doen en ek en jy kan net doen wat ons hom sien doen. En Jesus Christus het verskeie kere skrif uit die Ou Testament aangehaal en hy het nooit dit gaan uitlê en gaan sê, maar wow, ons net eers bietjie gaan kyk waar kom hierdie skrif vandaan, net eers bietjie gaan kyk na hoe die ouens van daai tyd gelewe in verhouding met hoe ons nou lewe nie. Hy het bloot die beloftes gaan haal en apostel Paulus en die ander saam met hom wat skryf vir ons in die Nuwe Testament doen dieselfde. Hulle gaan haal hierdie beloftes, gaan haal hulle uit. En hulle gaan haal hierdie beloftes en hulle sit hierdie beloftes in plek vir my en jou vir vandag en daarom wil ek hierdie belofte as 'n belofte vir ons kom voorhou in hierdie oggend. Word Collective, hoor, Josua 1 vers 5, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En ons weet wanneer Joshua dit gekry het, en ons weet hoekom hy dit gekry het, en hulle het gestaan hier, waar hulle nou hierdie nuwe beloofde land ingaan. Maar God sê, die belofte is vir my en vir jou. Die belofte is vir my en vir jou in hierdie tyd. En ons weet in hierdie beloofde land waar ons ingaan, hierdie nuwe plek wat ons ingaan, hierdie nuwe bediening wat ons begin. Kom ons net ons sê, Here, en ek wil afsluit met 'n skriffie en hierdie skriffie het ek was donderdagoggend weer by 'n bediening, 'n besigheidsbediening wat ek 'n klomp jare terug in 'n ander gemeente begin het. Maar die Here het my 'n droom gewys in die nag en ek het gegaan en vir hulle gesê, dis wat die Here sê ek moet begin by hierdie gemeente, ek was deel van die gemeente en die Here het gesê, dis die sakebediening wat ek hier moet begin en hulle het my vrygestel om dit te kon begin en toe ons daar weg is in COVID het Boeta vir my daai bediening oorgeneem. Daai besigheidsbediening is nog steeds daar, maar ek was donderdag het ek daar gaan besoek en hierdie Boeta van my se vrou het 'n getuienis gebring donderdag daar en sy sluit haar getuienis af met 'n versie en ek wil hierdie vers aan jou kom voorhou in hierdie oggend en dit voel soos 'n halwe boek, maar dis net een versie want dit is in die Amplified Classic en ek weet jy gaan verstaan as ek dit sê en maar ek wil hierdie versie kom voorhou, maar ek wil vir jou sê dat donderdagoggend het sy hierdie versie in my saadjie in my geplant. Ek ken die vers, ons almal ken die vers. Ek gaan nie dalk altyd vir jou onmiddellik die verwysing kan gee vir dit nie, maar die versie is Hebreërs 13 vers 5. Ek wil dit aan jou kom voorhou en sê, in hierdie oggend wil ek hierdie eerste diens wat ons het in Afrikaans vir Word Collective, wil ek kom en ek wil dit kom afsluit en ek wil hierdie vers aan jou voorhou, maar ek wil dit in Engels aan jou voorhou, want ek wil die Amplified Classic lees. En as ek dit lees, gaan jy sien hoekom ek dit lees in die Amplified Classic, en ek weet as jy dit nog nie in die Amplified Classic gemerk het nie, jy dit nou gaan doen, en dat jy gaan kyk hoe dit lyk, want jy gaan dit wil herken. En Evelyn het haar getuienis vertel, en hierdie was deel van haar afsluit met haar getuienis, en vir dit wat ek besig was om voor te berei, ek het al 'n hele tyd wat ek voorberei, ek het uitgesien na hierdie eerste woordbring vir my geliefde broers en susters in Word Collective. Ek het uitgesien daarna, en ek het begeer dat die dag moet gebeur, en hier is ons nou, en dis nou aan die einde van die diens, maar toe ek hierdie hoor, toe weet ek net, hierdie woord sal so inpas, by dit wat die Here my laat voorberei het met, ons is op soek na die koninkryk, maar wanneer ons soek na die koninkryk, sien ons dat die pad in die koninkryk is 'n journey, is 'n pad van disipelskap. Want dit was Jesus Christus se hart, sodat nie net ek en jy die waarheid ken nie, maar dat ander ook kan vry wees. Maar hoor hierdie vers, ek lees vir jou hierdie skrif om hier af te sluit, en ek is besig om af te sluit, as dit nie vir jou so voel nie, dit is nou so, ek is besig om af te sluit. Hebreërs 13 vers 5, ek lees dit in die Amplified Classic, en ek moes hom in 2 deel, want hy is net eenvoudig te lank om een keer op die skerm te kom, so ek het dit nou maar 'n A en 'n B deeltjie gemaak, as jy my gaan vergewe,
om so stout te wees. Let your character or moral disposition be free from love of money. Laat jou karakter vry wees van die liefde van geld. Onthou, ons het mos nou daarna gekyk. Daai een Hebreërs 13 vers 5 wat ons net nou gelees het. Maar ek wil hierdie vertaling vir jou lees. Including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions, and be satisfied with your present circumstances and with what you have. En daai is nie altyd so maklik nie. Hier is al klaar 'n groot klomp moeilikheid, want ek het 'n verstand, ek het 'n mens wees wat goed sien wat gebeur, wat in plek moet val. Ek sien goed wat 'n tekort is, ek sien goed wat nog nie daar is nie, ek sien goed wat, as ek moes wag vir alles om perfek te wees, het ek nie vandag voor jou gestaan nie. As ek moes wag vir alles om perfek te wees, het ek nie vandag voor jou gestaan nie. Want alles is nog nie perfek nie. Ons is nog besig om in te bou, ons is nog besig om hierdie te bou. Ons het nog net gesien dit wat die Here vir ons gewys het, en ons het nog nie halfte gebou van wat hy gewys het nie, want dit vat tyd. Maar as ek moes wag tot ek gereed was, sou dit nooit gebeur nie. Maar dank die Here dat ek nie nodig gehad het om te wag tot ek gereed is nie. Maar I will not in any way fail you. I will not in any way fail you. Dis nou God wat hier met ons praat. I will not in any way fail you. Nor in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. En ek wil so kom echo wat hierdie vertaling sê in die Amplified Classic. Dis 'n pad van disippelskap. Ek sien hierdie as 'n pad van disippelskap, want dis God aan die woord, dis wat God sê. Maar weet jy, broer, suster, die Here het jou en my in gedagte op ons pad van disippelskap, om deel te wees van hierdie, om deel te wees van sy uitreik, sy daar wees vir die mense om ons. I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not. Net om seker te maak, Robbie, hoor dit, en Kretien, hallo Kretien, ek sien nou eers jy het aangesluit ons. Hoor dit, sê dit 'n derde keer. I will not, in any degree, leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Relax my hold on you, assuredly not. En ek kom werklik en ek wil jou kom bemoedig in hierdie oggend. En dankie dat jy met ons kom saamkuier het, en jammer dat ek hierdie eerste Afrikaanse diens met die Engelse skrif afsluit, maar ek dink die Amplified Classic sê dit net soveel meer as die Afrikaans. En dankie dat jy vir ons saam met ons kom kuier het vanoggend op soek na die koninkryk, maar dat ons kan vind dat op hierdie soek na die koninkryk van God is disippelskap in aksie, is 'n pad van disippelskap in aksie. Dankie dat jy saam met ons kom kuier het. Kom ons bid saam en ons dra net hierdie woord op aan die Here. Here, dankie vir die voorreg dat ons net hierdie woord kan kom ingee na U toe. Here, dankie Heilige Gees vir die hulp, vir die toevou, dat U ons hou vas. Dat U sê, I will not. Assuredly, I will not let you go. I will not leave you helpless, nor forsake you, nor let you down. Here, dankie dat ons net so kan stil wees voor U. Here, ons is nog in ons baba treetjies, ons is in ons eerste woorddeel op 'n Sondagoggend. Here, 100 goed wat verkeerd geloop het, maar 100 goed wat reg geloop het. Dankie Here dat ons net kan gehoorsaam wees, en dankie vir elke persoon wat die knoppie gedruk het, wat volgens saam met ons gekuier het. Ons eer U daarvoor. Here, dankie vir U liefde. Dankie dat ek nou elke persoon kan toevou in die kosbare liefde van Jesus Christus. Here, dat U hand sal sit op elke persoon wat seer het. Dat U hand, U genesende krag, U hand van genesing, van herskep, sal sit op elke persoon wat seer het.
dat U sal toevou. U is die een wat kom balsem. Dankie dat ons net by U kan stil wees. Dankie dat ons net aan U kan oorgee. Dankie dat ons liefde vir U kan verklaar. Dankie dat ons 'n pad kan stap in U geregtigheid. 'n Pad kan stap wat 'n pad van disippelskap is. Here, help ons dat ons in hierdie week die vrymoedigheid sal hê om 'n woord te deel. Ons gee vir U die eer. Ek seën elke persoon na die klank van my stem. Dankie dat Jy gehoor gee aan die roep om 'n pad van disippelskap te stap. Dit is die koninkryk van God. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dit was ja, dit was vir my lekker om saam met jou te kuier, want ek net myself vind hier. Dan sê ons dankie. Ons kan nou op die stoep staan en vir mekaar totsiens sê en sê dankie, en ek weet een van julle het nou al klaar gaan koffie gryp en gaan sê, ons het koffie nodig in hierdie oggend, en dankie vir elke een wat met ons gedeel het, dankie vir elke een wat gesels het met ons, dankie vir elke, dis hoe ons op die stoep staan en met mekaar gesels, en dankie vir skrifdeel, en dankie vir deel wees, dankie vir, ons sien uit daarna om 'n pad met jou te stap, en om 'n aanlyn kerk te hê, soos wat apostel Paulus gehad het met die Korinte, en vir hulle Kolossense, en vir hulle brief moes stuur, en dat ons saam so sal journey en sal saam stap, en dankie vir julle vrymoedigheid, om saam met ons te gesels. Ons is lief vir julle, ons eer julle, dankie Here, gaan en wees geseënd, gaan en wees geseënd. Ons groet julle, totsiens.